Ons lees in Handelinge 16 van Paulus en Silas wat in die tronk gegooi was. Die Bybel sê om middernag het hulle gebid en lofliedere gesing. En met eens was daar 'n aardbewing, sodat die deure oopgegaan het en almal se boeye losgeraak het. Hierdie is 'n aangrypende gebeurtenis. Miskien bevind u jouself in een of ander soort gevangenis. U voel gearresteer. U is dalk in 'n gevangenis van swaarmoedigheid. U is dalk in 'n gevangenis toegewikkel met probleme. U is dalk in 'n gevangenis waar u dink u sal nooit ooit kan uitkom nie. Maar let nou op wat Paulus en Silas gedoen het. Middernag, die donkerste uur van die nag, die moeilikste uur om wakker te bly. Middernag het hulle gebid. Miskien is dit so middernag in jou lewe, dat jy moeg is vir alles, moeg is vir die stryd, nie meer wil bid nie. Maar ek moedig jy aan vandag. Dit is juis op daardie plek van 'n mens se lewe, waar jy in die binneste van die gevangenis verkeer, waar 'n mens jou laaste krag bymekaar moet sit en moet bid. En daarom gaan ek vandag saam met u bid, en saam met u glo, dat terwyl u bid, sal die boeye losraak, sal daar nuwe deure vir jou oopgaan. Ek gaan vir jou bid dat God sal optree, hierdie gevangenis sal skud waarin jy is, en dat 'n nuwe dag, 'n dag van bevryding en verhoging vir jou sal aanbreek. Kom ons bid dit nou. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom vandag na U in die naam van Jesus Christus. Ek bid nou Here dat U 'n besoek sal aflê aan elke mens se gevangenis. Here, dat die Gees van God kragtig en vaardig sal wees in daardie gevangenis, dat die lig van ons God sal inskyn en 'n verlossing sal bewerk. Bevry vandag mense, Here, van boeye van wanhoop, boeye van moedeloosheid, boeye van vrees, maar maak vandag mense los en laat daardie deure van daardie gevangenis oopgaan, sodat mense kan vrykom om nuwe geleenthede te gaan benut. Ek bid vandag dat die Gees van die Here oor hulle vader sal raak, dat 'n salwing van die Heilige Gees sal kom, dat daardie gevangenis geskud sal word en mense bevry word. En terwyl daardie tronkdeure oopswaai, Here, dat U nuwe deure vir hulle oopmaak in die lewe. Ek bid, Here, dat boeye nou val, boeye van selfvernietiging, boeye van selfverwyd, boeye van verbittering. Vader, elke soort boei wat mense mag aan hê, dat hulle nou verlos uit daardie boeye, dat hulle opstaan en met arensvlerke vlieg uit daardie gevangenis, na nuwe destinasies wat God vir hulle gee, in die naam van Jesus Christus. Daardie persoon wat voel, hy wil nie meer lewe nie, hy wil nie meer aangaan nie, die lewe is nie die moeite werd nie. Daardie persoon wat alle moed verloor het, ek sê nou dankie, dat daardie boeye afval in die naam van Jesus Christus. Ek kondig bevryding vandag aan, vir elkeen wat sit in 'n geestelike gevangenis, in 'n emosionele gevangenis, in 'n gevangenis waar hulle materiële lewe aan bande gelê is, Vader. Ek roep vryheid vir hulle uit, en ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.